He poured in the oil and the wine. Amen. Kom ons sluit op. Lekker saam. Focus ek daarop ons iemand groot maak en u
U dra my deur. Weet U wat? Daar is 'n rede vir alles. En as U vanoggend voel, Here, dit voel of U daar ver is, dit voel of U my nie meer hoor nie, dan steek U hande en sê, Here, U het my nog elke keer weer gevat, Here. Deur die vallei oor die berg het U my gevat. Weet U wat? En U moet net die hand uit te steek en sy so aan te raak om te weet hy sal met U wees. Halleluja. Just one touch as the horses gone by some. Just one touch as
wees met ons, sien ons raak, Here Jesus.
nog van die Here. Hy is 'n spreekbuis van die Here. So kom ons gaan vandag vir hom die kans nog weet, ek het die klein preekstoel daaronder voor neergesit. Die stand daar neergesit, soos ons ken, nee? Daar is so by, is gemakkelijk om daar en hier te bedien, soos van ons kans gehad te sê, en daar onder staan, is daar net 'n bietjie nader aan die mense. Bietjie meer in kontak met die. So laat ons bid, gaan ook saam, dat die Here hom werklik sal gebruik, soos wat net die Here kan. Ondersteun hom vandag. Amen. Sê amen as dit waarheid is. Sê eina as dit seer maak. Sê prys die Here as dit goeie nuus is om jou te prys die Here sê, want dit is altyd goeie nuus. Yes. Amen. Kom ons sluit dit ons so. Here, baie dankie. Dat ek vanoggend reeds dieselfde week saam. Here, ek wil vra hulle se arms op. Here, gebruik ons soos nog nooit van tevore en dat wanneer hy Here hier uitstap, hy sal sê, wow, dit is nie die Here. En ons kan behaal en sê, wow, dit was nie die Here. Here, langs die lippe aan vandag met die kopvuur van die altaar en seël hom in die hoogste deel van die morgen. Dankie my vriend. So Francis, steeds al baie dankie vir die geleentheid. Gemeente, dankie vir die geleentheid om hier te kan wees. Nou, ek sê ek smaak lekker hierso. Ek sê nie vir al die preekstoele gehad nie. En weet jy wat, Jezus het ook nie preekstoel gehad nie. Amen. Ek is nie bly as jy vanmorgen. Amen. Het jy verwagting in die hand? Amen. Ons moet 'n verwagting hê dat die Here met ons sal praat enige oomblik vir die dag. Want anders ken jy hom nie as die Here, die God wat wonders doen nie. Amen. Prys sy kosbare naam. Nou, is 'n voorreg om hier te kan wees. Ek het lank terug toe ons een keer hier was, vra die Here my sê vir my, jy gaan nog eendag hiernatoe kom en sê Here, dit is net in die tyd en soos wat U dit wil doen, dit sal so wees. Amen. Nou, broer, suster, vriendin, die Here is God en daar is niemand soos hy nie. En as ons nie vanmôre verstaan nie, dan ken ons hom nog nie werklik nie. Want hy is almagtig, hy is die koning van die konings. Nou, voor ek by die woord kom, wil ek met u 'n gesig deel, so rukkie terug in ons gemeente. Dis nie my tyd om te bedien nie, ek sit lekker aan die bank, en terwyl ons sing, wys die Here my gesig. En soos wat die Here met Jeremia gepraat het, gevra het, wat sien jy? Hy sê, Here, ek sien die volgende. Ek sien ons ry, ek is tussen 'n klomp bome in 'n plantasie, en is besig op die pad te gaan, ek weet iewers daarvoor gaan die pad split, en ek moet die regte keuse kan maak. En die volgende oomblik is daar digtenis, so dig dat ek nie eens die pad kan sien. Ek kan die verder in my hand sien, en ek weet ek is in die moeilik. En die Here praat met my, hy vra my, wat sien jy? Ek sê, Here, dit is wat ek sien. Ek kan nie die pad sien nie, ek kan die rigting bepaal nie, ek weet nie vorentoe of agtertoe nie. As ek een keer in die ronde gaan draai, gaan ek nie weet of ek al reeds op hierdie pad was en of ek vorentoe gaan of agtertoe. Nou ek wil vir julle sê, ons is in daardie tydvak in Suid-Afrika. Ons is in daardie tydvak in ons kerk op hierdie oomblik. En miskien in u lewe is dit vanmôre vir u weet nie wat ek kan doen nie. U weet nie wat gaan môre gebeur nie. Wat is die toekoms vir ons in? Here, het u 'n plan? Het u 'n doel vir my? En terwyl ek dit vir die Here sê, dit is wat ek sien, sê hy vir my, daar kom 'n tyd, dit is nou, wat ons hom gaan moet vertrou. Is jou oop om te luister na die stem van die Heilige Gees, om te hoor wanneer hy met jou praat. En die Here sê vir my, as ek vir jou sê een tree vorentoe, is dit een tree vorentoe. As dit een tree links is, is dit een tree links. As dit een tree regs is, is dit een tree regs en nie 'n tree verder. Ken ons hom so dat ons hom so sal vertrou. Jy weet, in 'n woud kan daar baie gevare wees. Jy weet nie wat verby hierdie digtenis is. Daar kan 'n leeu wees op jou wag. Daar kan 'n vyand wees. Maar een ek moet vertrou hê vanmôre dat ons weet, die Here is daar. En hy sal my nie van struik laat kom nie. Die Here sal my hand vashou. Hy sal my deurdra. Nou, ek wil hê jy moet in die Bybel saam met my lees, ek het in die skrif daar agter gegee nie, die Josua 3. Nou as ons gaan kyk na Josua, dan sien ons
in Josua 3, dit is waar die Here met sy volk gepraat het. Moses is weg, Moses is nie meer daar nie, en Josua sal die lei. Josua moet hulle nou verder vat. En in Josua 1 en 2 sien ons dat die Here met Josua gepraat het, gesê het, ek wil hê julle moet deurtrek deur die Jordaan. Maar hy het nie vir Josua gesê hoe nie. Nou hoor nou mooi, ek dink in Josua se gedagtes was dit miskien gewees, hy gedink het, Here, maar gaan u dieselfde doen soos wat Moses, gaan u doen soos u met Elia gewerk het, en Elisa gewerk het, maar die Here het 'n ander plan. Hy sê, ek gaan iets niets doen, sal ek nou nie voor u dit sê. En hoor nou mooi, as ons ore gevestig hou op die Here, gaan ons hoor wat hy wil hê ons moet doen. Ons gaan luister na sy stem, en sy stem gaan nie vir ons vreemd wees. Nou, lees saam met my. Vers 1 af sê, daarom het Josua die môre vroeg klaar gemaak, en hy het met al die kinders van Israel, het van Sitim af weggetrek en by die Jordaan aangekom, en daar die nag oorgebly, voordat hulle deurgetrek het. Nou sê hy, wat gaan gebeur? Hulle gaan deurtrek. Josua weet, die Here gaan 'n groot ding doen, maar hy het nog nie geweet, hoe gaan God dit doen? En aan die einde van die 3 dae, het die opsigters die laars keer gegaan, en aan die volk bevel gegee en gesê, net soos julle die verbondsark van die Here julle God sien, en die Levitiese priesters ook dra, moet julle van julle staanplek af opbreek, en agterhand trek. Nou hoeveel van u sit miskien hier vanmôre, en jy is vasgevang in dit wat jy mee besig is, en jy gaan nie sien, as jy hart van die Here beweeg. Jy gaan nie raak sien, as God begin beweeg. Nou hoor nou mooi, jy sit dan miskien met sonde in jou lewe. Soos ek hier terug lees, waar Moses met die volk gelei het, sal sien op 'n stadium met die Here gepraat gesê, daar sonde in die kamp. Ek kan nie saam met julle wees. Die sonde moet eers uit. Sonde verblind in my lewe. Ons oë, dat ons nie kan sien. Ons ore word verdoof, dat ons nie kan hoor wat die Gees van Here sê. Sonde bring skeiding tussen my en God. Is ons daar, dat wanneer ons die Here sien beweeg, ons gaan kan opstaan, en hom kan volg, of nie. Vers 4 sê hy, maar luister dit mooi, dis opdrag wat die Here vir hulle gee, hy sê, maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el tussen julle en hom wees. Nou hoor tussen die volk en die ark wees. Kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek, want gister en eergister het julle nie met hierdie pad getrek nie. Hoor jy mooi? Luister reg, onthou die gesig wat ek vir julle vertel het. Here gaan iets niets doen. Ons ken die pad wat vorentoe is nie. Net so die Here hier met Israel gepraat gesê, julle ken nie die pad wat vorentoe is nie. Nie een van ons weet wat môre in Suid-Afrika gaan gebeur. Wat môre in elkeen van ons se lewens gaan gebeur. Wie van julle weet wat môre gaan gebeur? Niemand. Ons weet nie eens wat 5 minute van nou gaan gebeur. Amen. Maar ons weet wie is in die toekoms. Ons weet wie is oor 5 minute daar. Ons weet wie is môre daar. Is dit nie waar nie? Dit is Jesus. Amen. Nou 2011. Ons weet nie hoeveel is 2011. Ons moet bietjie gaan kyk. 2011, 'n L is omtrent 0,69 meter. Met ander woorde, die Here het vir die volk gesê, julle moet nie nader as 1,4 kilometer van die ark afkom nie. En dit is nog 'n afstand. Nou dink daaraan, as die ark tussen die mense was, die mense hier naby toe sal die ark ook gesien het. Hulle sou gesien het wat God wil doen. Maar die mense verder van die ark af sou nie gesien het. En die Here sê 2000 jaar. As die ark daar voor julle is, 2011 tussen julle en die ark. Ander woorde, jy moet nie voor die tyd reg wees nie. Wees gereed om te kan oppak, maar moenie voor die tyd oppak. Hoor nou mooi vanmôre. Moenie haastig wees nie. Sit nie vanmôre en wil haastig wees om dit te doen. Wees in pas met die Here. Wil iets vertel. Baie maand terug sien ek 'n gesig, die Here praat met my en ek staan tussen 'n laan en bome en ek sien daar's leeu's hierdie kant en leeu's daardie kant van die laan en bome. En ek sien alles wat daar is waar die Here nie is nie, verskeer die leeu's hulle in die middel van die paai.
Maar ek sien hier waar Jesus is, slaap hier ons, as ons hulle rustig is. Daar's niks vir hulle plan. En die Here praat my, sê vir my, moenie vooruit beweeg nie, want dan gaan jy prooi van die vyand word. Moenie agterbly nie, dan word jy prooi van die vyand. Loop in pas met my, dan sal die vyand jou niks doen. Is u en ek in pas vir die Here vanmôre? Is Jesus jou en my lewenspan vanmôre? Of mag ek maar eie plan? Ek doen wat ek wil doen. Nou, wat het dit met ons te doen wat die Here hier met Israel gedoen het? Alles. Ons moet ons oog op die Here hou. Hoeveel van ons het ons oog op mense, en as daai persoon val, dan val ek saam met hom. Ons rig mense op. Ons oog is nie op die Here nie. Josua 3 vers 5 sê, verder het Josua aan die volk gesê, heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle doen. Met ander woorde, die Here verwag van jou en my gehoorsaamheid. Hy gee ons 'n opdrag, hy sê, heilig julle. Met ander woorde, ek moet dit wat hier in my hart is, wat skeiding maak tussen my en God, moet ek uitkry. Ek moet daarop wat die Here se stem duidelik kan hoor, waar ek sy leiding kan volg. Nou, ek weet niks, verstaan jy, thuis is net my by ons kinder, oor nie as gemeente gestel. Ek weet nie wat in die gemeente aangaan, ek weet nie wat die in die lewe aangaan, maar weet jy wat? Die Heilige Gees weet. Amen. Die Here sien en raak vanmôre wat daar in jou lewe is. Jy sit dalk hier vanmôre, jy het werk nie, of jy is op die punt om jou werk te verloor. Jy sit hier vanmôre en jy moet 'n besluit neem, en jy sê, Here, ek het 'n verkeerde besluit in die verlede geneem, en jy is bang vir die toekoms. Jy sit hier vanmôre, sê Here, daar's goed om my lewe te reg. Dit is tyd om reg te maak. Sê vers 6, en Josua het met die priesters gespreek en gesê, neem die verbondsark op en trek voor die volk uit. Toe het hulle die verbondsark opgeneem en voor die volk uitgetrek. Nou hoor nou mooi, hierdie priesters het nie geweet wat gaan gebeur. Hulle moes stap vir stap gehoorsaam wees. Hulle moes doen wat die Here sê. En Josua het ook met die Here gepraat en sê, ek glo die Here het Josua gepraat om te sê, moenie vir die volk sê wat gaan gebeur. Sê vir ons gaan hier Jordaan gaan, maar hulle moet nie doen nie. Want ek gaan iets doen. Het jy verwagting dat die Here iets gaan doen? Amen. Ek wil vir u vra, het jy verwagting dat die Here met jou gaan praat? Amen. Hoeveel van u het 'n dagboek of 'n sakboekie by u deur die dag? Om te wag, sê Here, as jy praat, moet ek dit eers skryf. Want weet jy wat is die probleem? Ons sê Here praat met my. En dan sê ek myself, ek gaan dit onthou. Ek gaan dit vergeet. Ons in die sendingskool het ons geleer en gesê, jy moet dagboek hou elke dag. As die Here vir jou sê, skryf dit neer. As hy vir jou skrif gee, skryf dit neer. Want jy sal sien vorentoe wanneer jy deur 'n stryd dalk gaan, sê jy terugblaai en sê, Here het my belofte gegee. Ek het gesê jy moet vrees nie. Maar as ek nie daai dinge het nie, dan gaan ek deur situasies gaan en ek gaan bang wees want ek gaan nie weet wat môre gaan gebeur. Jy sit dalk hier vanmôre en jy het soveel onsekerheid. Sê Here, ek weet nie wat ek kan doen nie. Here, ek weet nie, moet ek so of moet ek so nie? Wag op die Here. Daar's 'n skrif in die Ou Testament wat sê, nou hoor nou mooi, dis 'n skrif wat ons as kinders van die Here eintlik nie van glo nie. Want hy sê hy wat glo sal nie hastig wees. As jy glo, is dit nie hastig wees. Is dit nie in ons as mens van nature dat ons hastig wil wees? As ons 'n ding gedoen wil hê, wil ons nou gedoen het. Ek is 'n persoon wat beplanning doen. En ek wil graag weet wat môre gaan gebeur, of 'n idee hê, dat ek vooruit my beplanning kan regkry. Dat dinge kan regloop. Ek hou nie daarvan as dinge skeefloop nie. En hier kom die Here en hy sê, jy kan nie voor jou sien. Jy moet luister as ek sê, een tree vorentoe, as een tree vorentoe. Met ander woorde, beplanning is redeneerend. Ek wil vir jy sê vanmôre, die Here is nie oor beplanning. Hy weet reeds wat môre gaan gebeur. En ek moet hom net vertrou. Want ons vertrou. Nou hier staan Israel, en miskien het 'n groot gedeelte van die volk
toe die Hebreë by die Jordaan kom, sê hulle maar, Moses nie meer hier nie. Moses het die Rooi See oopgemaak. Hy het gesorg, hy het met die Here gepraat, manna het in die hemel uitgekom, kwartels het gekom, hy het water in die rots uitgekom, maar hy is nie meer hier nie. Nou soos hy voor die Jordaan, ons is lus om terug te gaan na die woestyn toe. Die woestynpad is nie die pad wat ons weer wil doen nie. En jy sit dalk hier op vanmôre en jy sê, Here, ek wil nie teruggaan nie. Maar ek is bekommerd oor die toekoms. Ek weet nie wat gaan ek doen nie. Jy sit dalk hier. Jy moet aftree beplanning doen. Sê, Here, ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie. Ons hoor hierdie ding van die mediese fondse wat gaan wegval nie, nasionale ding wat inkom. En ons sê, maar ek kan nie na die staatshospitale toe gaan. Here, wat gaan van my word? Ek wil vir u vanmôre sê. En die vraag is en bly jy in Jesus? Daar's 'n woordjie. Is hy en bly jy in Jesus? Want as ek in Jesus is en Jesus in my is, sal die toekoms nie vir my 'n probleem wees nie. Ja, ek sal worry. Mense is mos so. Wat sê die Here, ons moet nie worry nie. Maar kom ons verberg onsself in die Here. Jy weet, daar's 'n tyd gewees, ek was in Zambië gewees en dit het moeilik gegaan. Ons het 'n paar dae wat ons glad nie kon slaap nie, soos die slaap net van ons wegvlug. Die vyand steel ons slaap. En ons bid en ons vertrou die Here, maar niks gebeur nie. En op 'n stadium sê die Here, ek het gesê, soos hy na kykers toe maak nie ons toe. Here, verberg ons in die skadu van die Almagtige. As die vyand ons soek, dat hy ons nie sal kry nie, dat hy iemand anders moet kry om dit te doen wat hy wil doen. En is dit so rukkie, ek begin moeg word. Nou, jy moet weet, dis snikweetend waar. Die muskiete draai om. Nou moet jy onder 'n muskiet net slaap in 'n hut waar die vensters is. Sê jy weet nie wat vaai nie. Jy voel jy kan die muskiet net oplig, as jy muskiet oplig, is die muskiete op jou. Ja. Maar onder die muskietnet is dit voel dit verdom warmer is as sonder die muskiet. Hoe sê hulle, is between a rock and a hard place. Maar ek voel ek word moeg. En ek hoor daar in die stofpad begin iemand skree en roep en skree en roep so al met die pad af. En ek raak in slaap. Die volgende môre vra ek vir Fabian, hy was by tolk gewees, maar ook die lokale pastoor daar van die gemeente, vra vir Fabian, wat het daai vrou geskree? Het jy haar ook gehoor? Ja, jy het haar ook gehoor. Vra, wat sy geskree? Hy sê sy het heeltyd geskree, los my, ek het niks gedoen nie, los my, ek het niks gedoen nie. Maar as niemand wat daar gehelp het. Is jy bereid om vir die Here te vra, die Here maak my toe onder die skadu van die vrees? Steek my weg in die teenwoordigheid. Is daar nog te veel, is daar sonde in jou kant, wat keer, dat jy so na die Here toe kom? Maak klaar met dit. Jy sê vanmôre, Here, ek het nie antwoorde nie. En jy vra, of wie kan ek staan maak? Ek dink Israel het daar by die Jordaan gekom en het gesê, die Here kan ons staat maak op Josua. Hulle het daar met mekaar gepraat en gesê, jullie, kan ek staat maak op Josua? Gaan hy ons deur kan trek of nie? Gaan hy iets kan doen soos Moses gedoen het? Maar tussen die Here met Josua gepraat, hy het gesê, Josua, ek gaan jou groot maak vir die volk, en hulle gaan herken dat jy lei. Hulle gaan herken dat jy soos Moses was. En dit was so gewees. Die skrif sê vir ons, hulle het Josua gevrees, soos hulle Moses gevrees het, al die dae van sy lewe, wat hy hulle gelei. Nou, die vraag ook vanmôre, Here, kan nie kom. Hy sit hier vanmôre en sê, julle praat van wonderwerke. Ons het gehoor van wonderwerke, maar ons het nog nie gesien.
blote feit dat jy asemhaal is 'n wonderwerk. Amen. Die blote feit dat ons kan loop op ons eie 2 voete is 'n wonderwerk. Dis genade van God. Ons sien die klein dingetjies nie raak nie. Daar was 'n tannie gewees by ons in die kerk, sy is nou al huis toe. Sy het altyd gebid vir die kleinste dingetjies. Tannie Gloria. Gehoor toe ons daar kom en getuig sy vra vir die Here vir 'n parkeerplek, dan kry sy 'n parkeerplek in die Feesstraat. As hy huis toe gaan, aan sy bos sleutels, sy sê in die ligpunt, hy sê Here, laat die regte sleutel vat, want hy kan nie hier by die deur staan en buitekant staan en wag om die regte sleutel te kry nie. Hy sê dan vat sy die sleutel, dan druk sy die deur, maak hy die deur oop. Is ons bereid om die Here te vertrou vir die klein dingetjies of vertrou ons net vir die groot dinge? Wil vir u vra, waarmee is u en ek besig? Ja. Nee, daar is nog baie tyd. Hulle het al baie jare terug het hulle gesê die Here kom. Die Here gaan kom, ek weet hy kom, maar daar is al baie tyd. Broer en suster, is nader as wat u en ek dink. Ja. En hoe weet ons dit? Die Here sê, hy sal in ons gees sal die getuienis daar wees. Yes. Dat dit nader is. Ek wil vir u die volgende skrif lees, vanaf vers 7 af. Daarop sê die Here vir Josua, vandag sal ek begin om jou groot te maak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle kan weet dat ek met jou sal wees, soos ek met Moses gewees het. Kyk wat sê die Here vir. Hy sê, gee jy dan bevel aan die priesters, wat die verbondsark dra en sê, net soos julle aan die kant van die water van die Jordaan kom, moet julle in die Jordaan bly staan. Nou hoor nou mooi, die Jordaan was 'n vloed. Kom ons vir die Limpopo rivier is 'n vloed. Gaan jy sommer wag om jou voete daar aan die kant van die water in te sit? Nee, want dan stroom ek in jou wegsleep. Jy weet nie of die wal daar weggespoel het nie. Die Here sê vir hulle, net soos julle voete aan die water raak, moet julle stil staan. Die Here het 'n plan. Die Here het 'n plan vir jou en vir my, maar ons sien dit nie raak nie. Ons vertrou hom nie. Ons soek hom nie. Ons soek nie sy raad nie. Ons soek die raad van mense. Ons oog is op mense en nie op die Here nie. Ons oog is op die wêreld gebeure. Ja, nee, ons sien dinge gaan gebeur. Ons oog is op die Here nie. Gaan ek hoor as die Here sê, kom op hierheen. Gaan ek wakker wees? Gaan ek genoeg olie in my lamp hê? Ek gaan julle nou vertel van die olie in die lamp. Toe sê Josua aan die kinders van Israel, kom nader hierheen en luister na die woorde van die Here julle God. Kom bietjie nader, dat julle mooi kan luister. Hoeveel tyd spandeer jy en ek met die Here? Hoeveel tyd spandeer ons daar die binnekant? Nader, dat ons mooi kan hoor. Verder Josua gesê vers 10, hieraan sal julle erken dat 'n lewende God tussen julle is en dat hy sekerlik die Kanaaniete en die Hittite en die Hewite en Ferisiete en Girgasiete en Amorite en Jebusiete voor julle uit sal verdrywe. Wat is daar wat jou keer om te bereik wat jy wil hê bereik? Ja. As jy die Here gaan vertrou, gaan hy jou deur dit alles dra. Staan jy vanmôre voor die Jordaan? Miskien sit jy hier vanmôre. Ek sien hier's 'n paar mense wat al redelik ouer is. Ek sê Here, die Jordaan. Ek is bekommerd oor die Jordaan. Ek weet my hart is verkeerd reg aan die Jordaan, die Joodse Jordaan. Hoor nou mooi, om die deel vanmôre. Die Here gee 'n opdrag vir ons. Hy verwag gehoorsaamheid. Is jy bereid om gehoorsaam te wees die Here sê beweer? Of sit ek net stil? Is jy bereid om die Here te vertrou vir 'n wonderwerk? Is jy bereid om die Here te vertrou vir 'n oplossing? Jy sit nie vanmôre en jy sê, Here, ek het nie 'n plan nie, ek het nie 'n oplossing nie.
Daar's 'n afgerande pad wat besig is om te hardloop en ek het geen plan nie. Ek weet nie wat hierdie kant toe of daardie kant toe. Is jy bereid om die Here te vertrou? Daar was baie jare terug, net na ek bekering gekom het, is ek in 'n gemeente in Kadoe, en as 'n man op opstaan en die Here hy getuig en hy sê, my besigheid was op 'n afdraande pad. Ek het net verlies gemaak, al vir 2 jaar. Ek is op die punt waar ek alles gaan verloor. En die Here praat met my en hy sê, is jy bereid om my te vertrou? En die Here sê vir hom, gee 'n tiende van jou verlies. Halleluja. Hoor mooi, gee 'n tiende van jou verlies. Maar dan gee dit wat jy nie het nie. En werklik in die besigheidsterme sê dit eintlik, maak jou verlies nog groter. Ja. En hy getuig, hy sê, ek is op die punt om alles te verloor. Wat kan ek nog meer verloor? Maar kan die Here vertrou vir 'n wonderwerk? Ja, amen. Hoekom moet die Here ons eers in 'n druk gaan sit, dat ons daar kom, wat ons nou sê, ag, ek gaan in elk geval alles verloor, ek kan maar die Here vertrou. Hoekom moet ons eers daar kom? Hoekom kan ons op die voor die tyd vertrou? Hoekom kan ons om die vertrou van ons binnekamer af, elke tree wat ons stap elke dag? En hy getuig en hy sê, en weet julle wat gebeur? Alles draai so om. Skielik begin daar wins gebeur. Besigheid begin optel. Yes. Dinge begin net gebeur, die onmoontlike het moontlik geword. Hy sê dat besef toe, as die Here praat, moet ek luister. Ja, amen. Hoekom moes hy eers daar kom om dit te besef? Is jy bereid om te wag tot jy in 'n druk gaan is, om dan eers te luister as die Here met jou praat? Miskien sit jy hier vanmôre en die Here sê vir jou, jy moet bietjie meer betrokke wees. Maar hy sê, ek sal ons 'n bietjie wag. Miskien sit jy hier vanmôre en die Here het met jou gepraat en sê, die bediening roep jou. Jy moet vir my iets doen. Sê, Here, ek wag nog. Ek gaan so Gideon maak. Ek wil eers die vliesie uitgooi. Nou moet hy droog wees, môre moet hy nat wees. Is ons nie so nie? Ons sit bevestiging. Nou vra ek vir die, ken ons nie die Here se stem nie? Hoor ons nie sy stem nie? Verstaan ons hom nie? Vertrou ons op homself? Of vertrou ons die Here? Is ek kanker in Jesus? Of nie? Ken 'n boom wat die storm stil maak? Of nie? Jy weet toe Petrus daar in die boot was en die disippels en die storm woed hier rondom hulle en die golwe slaan, die bootjie word vol water en hulle besef maar hulle gaan sink. En volgende oomblik kom hier nog 'n figuur op die water opgeloop. Dink wat se vrees het hulle gehad. Hulle het nie die vrees van die storm gehad en hulle nog gedink dis 'n spook. En Petrus is 'n persoon wat baie van hulle gepraat het. En toe Jesus vir hulle sê, moet nie vrees nie, dis ek. Sê, Here, as dit U is, sê vir my dat ek op die water loop, dan sal ek weet dis U. En die Here sê, kom. En Petrus is manhaftig genoeg en hy loop op die water. Terwyl hy sy oog op Jesus gehou het. Ja. Maar toe hy sy oog draai en die golwe raak sien, wat gebeur? Toe sink hy. Sê die Here vir hom, klein gelowige. En ek wil vir u vra vanmôre, is jou oog op Jesus of is jou oog op die omstandighede? Hoe kan ek die Here vertrou vir die onmoontlike as ek my oog op die onmoontlike hou en nie die moontlike raak sien? Ja, amen. Ek wil 'n stelling maak of jy die volgende sê, gehoorsaamheid is jou sleutel tot die voorsiening en die uitkoms. Hoe gehoorsaam is een ek aan die Here vanmôre? Dit gaan nie oor vir wie jy werk, hoe belangrik jy is, wie en wat jy is nie. Dit maak nie saak nie. Dit gaan nie oor of jy geld het of nie geld het nie. Dit gaan oor as jy bereid om die stem van die Here te luister en te gehoorsaam.
Want as jy doen wat die Here sê, hy sê mos, in Spreuke, ken my al jou weë en ek sal jou paai gelyk maak. Is nie waar nie? Amen. Nou kom ons paai nie gelyk, beteken dit as die Here ons ken, dat ons die Here nie ken, hoe ons weet nie. Beteken dit dat daar sonde in ons kamp is, dat die Here nie saam met ons is nie. Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, wees kinders van God. Amen. Ek wil jou vra vanmôre, word jy deur die Gees gelei? Jy weet daar's 3 pilare waarop ons as kind van God se lewe rus. Eerstens, die woord sê in Johannes 3 as jy wedergebore is, sê jy koninkryk van God nie sien nie. Staan dit by saam, hy is terug op gelees. Kyk. Matteus 18 sê, praat die Here, hy sê as jy nie verander is soos 'n kind word, sê jy ook die koninkryk van God sien nie. Jy het dit al gelees. Ja. Hebreërs 12 sê, as jy nie heiligmaking naleef, sal jy die koninkryk van God ook nie sien nie. Jy het dit gelees. Nou hoor nou mooi. As jy wedergebore is, sal jy 'n volle verhouding met die Here hê, soos 'n kind. En as jy 'n verhouding met die Here het soos 'n kind, sal jy wil heiligmaking naleef. Is dit nie waar nie? Amen. Nou hoekom is ons nog besig met dinge waarmee ons nie besig is? Dan wil ek vra, het jy regtig 'n verhouding met die Here? En as jy nie 'n verhouding met die Here het nie, wil ek vra, as jy regtig wedergebore, het jy regtig by die voete van Jesus uitgekom? Want jy weet, daar's 'n baie fyn lyn tussen godsdiens en verhouding met God. Ja. Is ons besig met godsdiens of is ons besig met 'n verhouding met God? Nou hier die Here dieselfde met Israel gepraat. Sê, julle moet die ark dophou. En soos die ark beweeg, moet julle beweeg. Ek dink hulle het gesien, toe ons terug na Israel toe, maar daar staan die priester stil, okay, dan moet ons op stil staan. Ons mag nie nader kom nie. Hoekom nie? Wat die Here wil gehad het, hulle moet sien wat hy gaan doen. Nou hoor nou mooi, toe die priesters hulle voete in daardie water sit, wat het gebeur? Josua het nie gepraat nie. Josua het nie gesê water skei nie. Hy het nie met sy mantel op die water geslaan of met sy staf op die water geslaan nie. Here sê ek gaan iets doen. Die priester se voete het in die water geraak en gehoorsaam het. En die volgende oomblik begin die water terug beweeg. Die Here sê die water het soos die Bybel sê soos 'n val in die rivier bly staan. Die water wat onder toe vloei het opgedroog. Nou hoor mooi, die geskiedskrywer sê nou die skrif praat van die stad Adam wat hoor op lê. Die stad Adam het oorstroom. Want die water het opgedam. Dit is so 'n groot dam. Ons gaan kyk, daar by ons is 'n dam, is 'n nuwe dam. Nou hoeveel paaie moes hulle weer lê? Hoeveel kraglyne moes geskei word? Want as die dam daar is, toe die water op, dan gaan dit alles onder water wees. As die volk hier by die rivier was, sou hulle nie die wonderwerke sien. Nou iemand praat net en gesê, dit moet seker wonderlik wees. Toe hulle daar op droë grond deur die rivier belle loop, links te kyk, miskien het hulle vis of 2 sien swem daar, maar die woord sê die rivier het soos 'n wal bly staan. Daar was nie 'n sementwal wat hulle sigbaar het nie. Die water het 'n wal geword. So hulle kon sien in die water. Hoor nou mooi. Die verder gaan lees, sê die Here, die priesters moes staan in die middel van die Jordaan. Die ark het in die middel van die Jordaan bly staan terwyl die volk deurgetrek het tot ander kant. Josua moes 12 manne, een elke stam uit sê, gaan half julle tip in die middel van die rivier. En julle moet dit met julle saamvat na die plek toe waar ons gaan kamp. En daar waar die ark gestaan het, het hy 'n altaar gebou vir die Here. Die skrif sê daai altaar staan tot vandag toe nog. Hoor nou mooi vanmôre. So was Jesus vir ons. Ja, amen. Bedags was hy 'n wolkkolom. Snags 'n vuurkolom vir sy disippels. Hy was hier, hy het hulle gelei. Skielik is hy weggevat van af. Hy het 'n belofte gegee gesê, ek kom weer.
Verwag jy en ek ook? Verwag ons ook nie. As jy nie verwagting het dat Jesus kom nie, gaan hom soek jou hart. As jy verwagting het, sal jy verhouding met hom hê. Sal hy met jou praat en jou sê, kry jou lewe reg. Of jy nog 'n skrif lees. Matteus 18, wat ek vertel het, hy sê, word soos kindertjies wat glo in my eie woord, vertrou, en verhouding met hom. In my eie woorde wil ek die volgende vir jy sê, die Here praat met ons, hy sê vir ons, as jy my lief het, sal jy doen wat ek sê. Doen ons wat hy sê. As ons nie doen wat die woord sê nie, kan ek hom nie lief hê nie. Ek loop eendag, terwyl ek net na tot 'n kering gekom het, loop ek deur 'n veld, so pad, ek het 'n hond, wat ek het struikeldier begin groot maak het, en iemand anders se erf, daar in die vakleerling hostel, kan ons nie net op kalammertjie, maar ek is kom van die plaas af, ek soek 'n hond. En terwyl ek so loop deur die veld, loop ek by 'n groot boom verby, en ek hoor 'n stem sê vir my, hoe kan jy sê jy het my lief, maar jy doen nie wat ek sê nie? Die Here praat nie by dese woord. Nou hoor nou mooi, hoe kan ons liedjies sing, Here ek het U lief, as ek nie doen wat hy sê nie? Hoeveel van ons ken die woord? Ons praat nie nou van die wet nie. Ons praat van wat die Here sê ons moet doen. Hy sê in Psalm 9 vers 11 sê hy, en hulle wat U naam ken, sal op U vertrou, omdat U die wat U soek, nie verlaat nie, o Here. Soek ons op. Nou kom terug. Jesus, die ark is 'n skadu van Jesus gewees. Hier die Jordaan, ons praat van die doodsjordaan. Jesus het die hel en die dood oorwin, klaar oorwin. Dit moenie meer vir jou en vir my 'n issue wees, die Engelse woord kan gebruik. Dit moenie meer vrees by ons inboesem nie. As ek in Jesus is, of ek nou hier is en of ek nou doodgaan, ek is in Jesus. Amen. Want as ek dood gaan sterwe, hierdie liggaam net af, maar ek leef vir ewig saam met Jesus. Of is jy nie seker waar jy heen gaan? Jesus wag vir jou en my, soos die ark gewag het in die middel van die Jordaan. Wag hy vir jou en my, tot het ons wees. Hy gaan ons nie alleen maak. Die oomblik wat dit gebeur, wat jy die doodsjordaan moet deurgaan, is hy daar om jou te vat. Ons is so bang daarvoor. Dis hoekom ons so bang is vir die toekoms. So bang, Here, wat gaan gebeur? As hoor so maklik, hulle sê, ons maak die Christene dood, en dis werklik besig om te gebeur. In Afrika is daar reeds vervolging. Sit jy maak en hoeveel kinders van die Here dood? En moenie dink dit gaan nie hierna toe kom nie. Dit moet kom dat die volk die kerk kan groei. Dat hulle wat nog ver van die Here as nader aan die Here kom. Ek is naby om nog te sluit. Wil die volgende met die deel. Psalm 37 vers 5 sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal dit uitvoer. Skrif en Spreuke wat sê, een om in al jou weë en hy sal jou baie gelyk maak. Jy sal die ander skrif hoor nou mooi weer. Psalm 37 vers 5, want Dawid het dit beleef. Hy sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Met ander woorde, hier waar die mis so dig is, staan stil, tot die Here met jou praat. Hy wat glo sal nie hastig wees. Ja. Ek wil bemoedig vanmôre om vir u sê, kom ons vertrou die Here. Amen. Vertrou hom stap vir stap. Hy gee ons rigting. Sit jou oog op die Here, sien hom raak. Volg hom, luister na sy woord, doen wat sy woord sê. Hy sê in Spreuke 29 vers 25 sê hy, die vrees vir die mens span 'n stryk, maar hy wat op die Here vertrou, sal beskik word. Vertrou ons Here. Ja. Vra baie vanmôre, vertrou ons regtig die Here. Nou jy sê maklik, iemand wat 'n salaris verdien, wat praat met iemand wat dalk nie werk nie vanmôre nie, of wat sit in baie tekort het. Dit is maklik vir jou om te sê vertrou die Here.
Ek praat nie maklik nie. Broer en suster, ek het die sending was ek niks gehad. Dis boon Zambie gewees. Nodig was die gevas. Toe daar aankom, toe vas hulle al reeds 40 dae en daar's nie kos om te eet nie. Nie om te vas omdat hulle nader aan die Here wil kom, hulle vas want daar's nie kos nie. Hulle kan nie 'n bankrekening oopmaak nie, die duiwel keer dit heeltemal. Ons kan nie uit Suid-Afrika vir hulle geld oorplaas en sê, dis vir julle bietjie nie. Toe daar kom, sê die Here, maar u moet iets doen. En ons weet, nou u weet in die Afrika tradisies, die toordokters is 'n werklikheid. Nou as jy vanmôre dink, dis nie 'n werklikheid of die okkulte en toordery is nie 'n werklikheid nie, moet jy oë oopmaak. Die duiwel is 'n werklikheid. Maar weet jy wat? Hy's magtig, maar God is almagtig. Amen. Ons dien 'n groot God. Amen. Prys die Here. Spreek ons lewe, ons spreek ons dood. As jy dood spreek, is jy dienaar van die duiwel. As jy die lewe spreek, sal daar lewe in jou binneste begin kom. Jou gedagtes gaan vernuwe. Die skrif sê, julle gedagtes moet vernuwe word. Nou wil ek vir die volgende vraag. Die mense is ons gees, siel en liggaam, is nie waar nie? Ja. Tot op bekering gekom het, het my siel tot bekering gekom. Nee. Ek moet tot bekering kom. Met ander woorde, dit wat ek doen ook. Daar's mense wat glo, wat sê, hierdie liggaam kan maar sonde doen en goed, solank jou gees reg is. Nee. Jy is gees, siel en liggaam, en die Here sê, jy sal geoordeel word vir wat jy doen hier. Jy gaan verantwoording doen. Nou hoor nou mooi, soos ek my hart vir die Here moet gee, so moet ek my gedagtes ook vir die Here kry. Jy weet, en jy het al gehoor, Jimmy Swaggart het iets gesê, hy het gesê, baie jaar terug, hy het gesê, baie mense gaan die hemel mis met 6 dae. Nou, hoe kan jy die hemel mis met 6 dae? Is die afstand van hier na hier. Jy wil die Bybel verklaar en jy wil die Here verklaar met jou kop, maar jou hart is ver van hom af. Dis hoekom ons die krag van die evangelie verloor het. Amen. Hoor nou mooi. Daar's 'n koortjie wat sing. Ek het dit vir net gesê. Is jy daar waar jy altyd bly in Jesus? Ja. Ek wil vir julle ten slotte gaan ek vir julle volgende ding vertel. Ook in sy gemeente. Jy nog eens om besig om agter te bid in die kerk. Dis nou so 2-3 jaar terug. En die volgende oomblik sien ek 'n gesig. Ek sien as die kerk, as die kinders van die Here is ons op pad om 'n brug oor te steek. Daar's 'n diep kloof. Baie mooi brug. Nou jy moet mooi luister. Hierdie brug maak die afstand oor die kloof baie kort. Met ander woorde, sommer nou as jy oor die gevaar is, oor die probleem is, aan die ander kant en die pad is net reguit. En alles gaan goed. Ons is op pad hemel toe. Jy moet daai woord doen. Ons is op pad hemel toe. En toe ons so na die brug kom, hoor ek 'n stem sê vir my, kyk links. Daar's 'n ou pad. Sê Here, ek kyk links, ek sien daar's nog 'n bordjie op, sê die ou pad. Nou dit moes seker die ou pad gewees, dink ek in my gedagtes terwyl ek dit sien voor hulle die brug gebou het. Maak ons nie ons lewe soveel makliker met dinge wat ons doen. Ons vergemaklik ons lewe. Alles is skits. Lang jare terug het ons die koffie getrek op die stoof. Dat hy trek, hy lekker koffie, boeretroos soos hulle dit genoem het. Jy wag 'n rukkie voor die koffie reg is, dan kan jy eers drink. Nou gooi ons sommer die bottel uit, boem, en die koffie is reg. Alles moet kits wees. Here, dit is genoeg dat ek 5 minute bid en dan is ons reg. Ek lees net gou so 'n stukkie, dan is ons reg. En ek sien die ou pad en die Here sê vir my, volg hierdie ou pad. Ek sien my takke groei, en kom nader aan die pad, is asof jy daar loop en takke krap jou. En die pad is ongelyk. Dan loop ek in die pad, wentel af. En ek kyk so op en ek sien maar die brug raak al hoe hoër verder weg van my af, want hierdie pad is besig om af te gaan in die kloof. En ek hoor die volgende woord,
dis hoekom ek vir julle sê, luister mooi. En die Here sê vir my, die skeiding van die 5 verstandige en die 5 onverstandige maagde, het nou begin. Die oomblik as hulle voet daar op die brug sit, hulle wat nie die ou pad gesien het nie, gaan nie kan omdraai nie. Dis verby. Terwyl ek so loop, sien ek, maar hulle kom al nader aan die punt van die brug, en ek is amper reg oor die punt van die brug, en ek sê, Here, maak net hulle oë oop, dat hulle die ou pad kan sien. Maar hulle sê, ons gaan hemel toe, en hulle is op daai pad. En ek daal af met die paadjie, en ek loop af van die pad, en die volgende oomblik kom ek by die rivier se vloed. Ek sê, Here, maar hier is nie 'n brug nie. Die Here sê, ek gaan iets nuuts doen. Ek sê, Here, maar hulle het 'n brug daarbo. Hoe gaan ons oor hierdie rivier kom? Nou hoor nou mooi, die ou pad is nie 'n pad van tradisie nie. Dis 'n pad van terug na verhouding met God. Om in die vrees en die lewe van die Here te lewe, om die vrees van God in jou lewe te hê. Wat beteken die vrees van God? Is om te doen wat die Here sê. Dis nie om bang te wees vir hom nie. Maar dat die woord van God lewend wees in my binneste, dis die vrees van die Here. Nou ek wil vir jou vra, is die vrees van God lewend nog in jou binneste? As jy hom lees, is daar verandering wat hier in jou binneste begin roer, of nie? Lees jou maar net. Onthou die nektar maak dood, dis die gees wat lewend. Nou by die water kom, sê ek, Here, hoe nou? Die Here sê, ek gaan iets nuuts doen. Nou wag ek. Sê, Here, die priesters het hulle voet in die water gesit en die water oopgegaan. Moses het sy staf beslaan op die water en die water het oopgegaan. Hoe gaan hy dit nou doen? Die Here sê, ek gaan iets doen wat nog nie gebeur het nie. En ek hoor die Here sê vir my, begin loop. En soos ek loop, enkel diepte oor die rivier. En toe aan die ander kant kom, sien ek, maar hierdie pad kom nie uit by die ander kant nie. En dit heeltemal weg. Gaan daar op die weg. Daai pad is 'n maklike pad. Hoor nou mooi, broer en suster. Die 5 maagde wat nie genoeg olie gehad het nie. Toe hulle olie gaan koop het op die einde van die dag, gaan kom by die deur, wat sê Jesus vir hulle? Hy sê, gaan weg. Ek ken julle. Hy sê, gaan weg, jy het nie genoeg olie gehad nie. Hy sê, gaan weg, ek ken julle nie. Met ander woorde, die verhouding met hom gehad nie. Nou ek vra jy nou vanmôre, het jy 'n verhouding met die Here? Het jy 'n verhouding met hom, dat jy jou oog op hom kan hou? Het jy 'n verhouding met hom, dat jy sy stem kan hoor as hy vir jou sê, vanmôre ry jy 'n ander pad? Ek kry baie keer, as ons Polokwane se kant toe, Pretoria toe gaan, ek kan 3 paaie ry, of Georges Valley, of Makoba Kloof, of Duiwels Kloof. Here, watter pad nou? Die lekkerste pad is Makoba Kloof en dan gaan jy. As nie baie besig is. Duiwels Kloof is daar trokke. George Valley pad is vol gehad. En een dag sê die Here ry nie, en 'n ander dag sê die Here ry ander nie. Hoeveel keer ons kom terug van verlof af Desember en ek is baie lief om in tale te sing en tale te bid. En ek kan my vrou vra, ons ry nog so, die volgende voel ek net in bid, blyk ons by die bloed. Ons is daar waar jy 'n Potgietersrus van die N1 afry, waar jy oorgaan Potgietersrus toe, as jy van Pietersburg se kant af, van hierdie kant af. Ons kom van Pretoria se kant af, daar is 'n lang draai, ons kom my lyn, ons begin opdraande van, en ek ervaar ek ons het blyk aan die bloed. Ek sê, Here, die bloed, dit is U wat beskerm, dit is U wat toemaak. En die volgende oomblik sleep 'n waantjie, die bakkie is vol gelaai, ons kom van die Weskus af, en nou moet jy weet, met 'n volgelaaide voertuig om skielik te stop, dit gebeur nie sommer. Ek ry agter 'n ander voertuig, ek kan nie regtig vorentoe sien nie. Die verkeer is dig. Skielik sien ek die brieke van die voertuig hier voor my. Ek besef ek die briek.
breek dood, jy hoor hoe die brieke skree, die IBS gaan aan en af, stop net so nie agteruit voet. Vir wat nou? Karre begin stadig beweeg. So 100-200 meter verder kom ons 'n kop-aan-kop botsing wat net gebeur het. Iemand het van voor af gekom en hy was te haastig vir die ou wat voor hom is en hy het besluit hy gaan in die aankomende verkeer verbygaan. Staan aan 'n kar kop-aan-kop. Net 'n entjie verder nog 'n kar. Is ek bereid om te luister wanneer die Here vir my sê bid nou? Is ek bereid om wanneer ek bid en die Here praat my sê bid nou vir jou? Hier is die naam. Hier is voorbeeld. Here sê bid vir jou dat ek hom nou sal beskerm. Hy sit nou in 'n situasie en hy wag dat ek vir hom 'n oplossing moet gee. Maak daai oplossing los oor sy lewe. Hierdie is in 'n toestand. Hy voel net nie bid nie. Hy sê Here, ek weet nie meer. Paul Jonkie Chow het op sy siekbed gelê. Sy ou het miskien van julle sal het al van hom gehoor. In die Oosbloklande. Hy lê op sy siekbed, maar hy kan nie bid nie. En die Here stuur iemand na hom toe om vir hom te bid. En hy sê, Here, maar hoekom moet iemand na my toe kom om vir my te bid? Ek kan myself bid ook. Maar ek kry dit nie reg om te bid nie. Die Here sê vir hom, daar kom tye oor jou lewe wanneer jy nie kan bid nie, dan moet jy 'n broer en suster hê wat vir jou kan bid. Amen. Is ek bereid om vir my ander broer en suster in te staan? Of is dit makliker om maar net skouer te stuur of verby te gaan? Hallo, baie te sê, soms sien ons mekaar hier en ons sê hallo en baie en dan gaan ons weer. Is ons bereid om 'n familie in Christus te wees? Is dit nie waaroor die liggaam van Christus gaan nie? Wat beteken die liggaam van Christus? Een is 'n voet, een is 'n hand, een is 'n oor, een is 'n pinkie. Elkeen het 'n werk. Maar as ek gaan stil sit op my laure, dan gaan ek nie die stem van die Here hoor nie. Ek gaan nie sien wanneer die ark van die Here begin beweeg nie. En ek gaan nie in pas kan wees nie wat van gebeur. Ek gaan 'n prooi van die vyand word. Nou hoor nou mooi, en slotte. Of vanmôre vir hierdie skrif lees in Jesaja 50 vers 10. En dit amper uitroep oor ons vanmôre. So vroeg vir julle sê, miskien sit jy vanmôre en jy weet nie wat ek kan doen nie. Het 'n doodloop straat. Sê Here, net 'n wonderwerk kan hierdie sake verander. En vir jou sê, roep daardie wonderwerk. Roep dit wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Ons kan ons geloof spreek. Dis nie waar nie. Jy sit nie vanmôre, jy sê ek voel nie ek is 'n kind van God nie. Begin verklaringe doen. Begin vir die duiwel sê, ek is 'n kind van God. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Ek is geregverdig, geheilig deur die bloed van Jesus Christus. In myself is ek niks, maar in Jesus is ek alles. En Jesus is 'n mede-erfgenaam in die koninkryk van God. Ek sit saam met Christus in hemelse plekke. Jy weet, Rainer Bonke het dit gesê, hy het gesê, ek sien nou die dag wat hy dit gesê het, hy sê, praat met die mense. Hy sê, hy is eendag saam met die ouer bedien. En die ou sê vir hom, ek voel nie die Here is hier nie. Hy sê, kan jy saamstem? Dat jy so voel, of die waarheid is, dit stem ek nie saam. Hy sê, want die Heilige Gees is nie 'n gevoel nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. Soos jy by hier sien staan, is die Heilige Gees tussen ons. Hy sê in sy woord, hoor dit mooi, dis hoekom ons verklarings moet doen. Hy sê sy woord, waar 2 of meer in my naam vergader, daar is ek. Nie as jy so voel nie. Nou jy voel miskien nie, jy is 'n kind van God nie, maar jy is. As jy weer gebore is, verklaar dit. Hoor dit mooi vanmôre. Jy sit hier vanmôre en jy sê, maar ek weet nie of dit gaan werk nie. Hoor dit mooi. Jy na huis toe gaan. En jy voel nog jy sê kind van God nie. Gaan begin verklarings doen. En jy gaan sien as jy net dit doen wat ek net met u gedeel het. Ek is 'n kind van God. Ek is bloedgewas. Ek is geregverdig heilig deur die bloed van Jesus. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus my krag gee. Ek is tot alles in staat deur Christus my krag gee. Wat gebeur? Jy gaan sien. Nie lank nie. Jy gaan begin lus voel. Jy gaan kom begin bid.
Maar nou voel jy soos 'n kind van die Here, is nie waar nie? Ons emosies is hierdie tafelberg wat tussen ons en die Here staan. Ons maak 'n molshoopie, 'n groot berg. Dis jou emosies. Maak soos Dawid gedoen het. Hy het gesê, my siel, my bietjie stil, want ek wil die Here loof. Wie sê, my gees. Jou emosies, jy self staan tussen jou gees en die Here. Staan op in die gees. Hoor Jesaja 50 vers 10 sê, wie is daar onder julle wat die Here vrees? Wat na die stem van sy knegt luister? Is daar van u hier? Hy sê, wat in duisternis wandel en geen ligstraal sien nie, met ander woorde, ek kan nie sien Here, daar is hy koms nie. Laat hy vertrou op die naam van die Here en steun op sy God. Amen. Ek wil dit los by u vanmôre. As jy vanmôre hier sit, sê Here, ek weet nie. Dis asof hierdie skrif is werklikheid vir my. Dis asof ek in duisternis wandel. Ek sien nie lig nie. Ek sien nie die silwer randjie in die donker wolke nie. Dis net donker rondom my. Vertrou die Here. Is jy bereid om die Here te vertrou? Amen. Is jy bereid om te sê Here, ek verwag 'n wonderwerk? Amen. Nou dit hang van u af of die wonderwerk in die lewe gaan wees. Hoor nou mooi. Gehoorsaamheid maak voorsiening en die krag van die Here los in ons lewens. Kom ons wees gehoorsaam aan sy woord. Kom ons doen wat sy woord ons leer. Amen. Amen. Dankie broer en suster, die Here die seën. Ek wil hê net so sit, dan bid ons net gou saam. Miskien is daar een van u wat vanmôre so sit en sê Here,